Hallo en welkom by Februarie 2026 se uitgawe van Onder die Sterre. Hierdie episode is behoorlike mondvol. Eerstens kyk ons na Februarie se naghemel vroeg aand. Ek wys vir julle Jupiter deur my teleskoop. Ek behandel 'n konstellasie en al die nevels binne in die spesifieke konstellasie. Ek wys voorbeelde van verskillende nevels wat mens kry en dan laastens kyk ons na die Starlink flitsse. Hierdie eienaardige liggies wat mens laatnag op die suidelike horison sien. So kom ons val sommer met die deur in die huis en kyk hoe Februarie se naghemel lyk. Sodra die son in die weste gesak het en dit nog nie eers behoorlik donker is nie, kan jy al vir Jupiter in die noordooste begin opsoek. Dit is so helder dat dit net soos Venus eintlik meestal in die dag gesien kan word as jy net weet waar om te kyk. As dit al donkerder is, sal julle sien Jupiter sit nou netjies binne in die tweelingkonstellasie. Die woord konstellasie verwys na 'n groep sterre wat 'n vorm in die naghemel maak. Die meeste moet jy vreeslike verbeelding hê om die beeld met die naam te koppel, maar die tweeling is een van hulle waar mens nogal die tweeling mooi kan sien. Castor en Pollux, heel onder verteenwoordig die hoofde van die tweeling onderskeidelik. En as ek oorslang na 'n lang beligte foto en vir julle die lyne trek, dan kan mens mooi die tweelingkonstellasie sien. Hier is 'n kort video van hoe Jupiter deur my 11-duim teleskoop lyk. Die beeld van die planete hang maar baie af van hoe stabiel die atmosfeer is, want jy moet ongelukkig deur die aarde se atmosfeer kyk na enigiets in die buiteruim. Die breinstrepe op die planeet word bande genoem. En dan as jy gelukkig is, sal jy die groot rooi kol, 'n reuse storm wat al vir 'n paar eeue op Jupiter woed ook sien. Die groot rooi kol was aan die ander kant tydens hierdie video, maar dit is hoe dit lyk as jy beter toestande het. Verder links is die Pleiades en die V-vorm sterre en die helder ster Aldebaran wat almal deel is van die bulkonstellasie. Dan kom ons by die somerkonstellasie Orion die Jagter, wat nou saans uitgerek reg bo jou kop te sien is. In hierdie episode behandel ek die Orion-konstellasie meer in detail. As ons eers na van die prominente sterre kyk, is hierdie Betelgeuse, Bellatrix, Saiph, Rigel, hier is die drie konings, Mintaka, Alnilam en Alnitak. En dan hier is die swaard gedeelte met die M42 nevel daar in die middel. So lyk Orion as jy in die nag met die blote oog na die konstellasie sou kyk, maar kom ons kyk bietjie hoe lyk dit deur 'n gewone kamera en 'n lang beligte foto. Baie meer sterretjies en mens kan die M42 nevel duideliker sien. Maar as ons nog 'n stappie verder gaan en die Orion-konstellasie deur 'n astrofotografiekamera afneem, lyk dit baie anders. Al die rooi is waterstof alfa liggolflengtes wat deur 'n gewone kamera geblok word en jou oë te swak is om te sien. Nou is daar sommer baie meer om te wys, soos die rooi boog wat die Bernard's loop genoem word, en hier is ook 'n donker klokvormige ring om Betelgeuse wat sommer bekend staan as Picard se klok. Die vermoede is, dit is stof wat keer dat ons die sterre agter dit kan sien. In hierdie foto het ek die klok net bietjie donkerder gemaak, dat dit meer prominent uitstaan. Kom ons kyk na al die prominente nevels wat in Orion gesien kan word. Die bekendste is die M42, oftewel die Orion nevel. Net langs dit is die M43 of die Running Man in Engels. Julle gaan nog in toekomstige episode sien al die vindingryke nevels en hulle name. Ons kry ook die heksekop net links van Rigel. En dan hieronder is 'n baie donker nevel wat mens nogal moeilik afneem, naamlik die M78. Dan laastens net regs van Alnitak kry ons die bekende vlam- en perdekopnevel, wat altyd 'n gunsteling is by mense. As ons oorbeweeg na die suide toe, kom jy eers by twee groepe sterre uit wat mens verwar met die suiderkruis.
Jy kry die valskruis en die diamantkruis. En dan eers as ons nog verder afbeweeg, kry ons die regte suiderkruis op een sy lê en die twee wysersterre net onder dit, Alpha en Beta Centaurus. Hier is 'n beter foto om die verskillende kruise mooier uit te wys. En dan die Carina nevel wat ook hier tussen al die kruise lê. Die regte suiderkruis is heel links, in die middel is die diamantkruis en dan heel regs is die valskruis. Ek het nou baie van nevels gepraat en voorbeelde gewys, maar wat is 'n nevel? 'n Nevel is in eenvoudige terme 'n enorme gebied in die ruimte wat uit gasse, meestal waterstof, helium, stofdeeltjies en ander geïoniseerde gasdele bestaan, wat etlike ligjare in deursnee is. Die woord nevel of nebula is afgelei van die Latynse woord wat wolk beteken. Jy kan dit ook insien as 'n reuse wolkgebied in die ruimte. As iets hierdie uitgestrekte gasgebiede versteur soos 'n supernova in die omgewing, kan dit veroorsaak dat die gasse na mekaar toe begin inval. Soos dit versamel, raak die massa meer en so ook die gravitasiekrag wat veroorsaak dat nog meer gasse en deeltjies aangetrek word. Uiteindelik kan sterre vorm as die massa en die gravitasie groot genoeg is vir 'n fusiereaksie. Ons kry verskillende tipes nevels wat verskil van hoe hulle lig uitstraal. Byvoorbeeld, eerstens kry ons 'n emissienevel. Dit is baie helder nevels waar daar aktiewe sterrevorming besig is om plaas te vind binne in die nevel. Hierdie nevels se gasse is geïoniseerd, so met ander woorde dit gloei behoorlik van self. Bekende voorbeelde van 'n emissienevel is die M42, oftewel die Orion-nevel wat ons nou net gesien het. Nog voorbeelde van 'n emissienevel is die Lagoon, die Carina-nevel en selfs die grootste nevel in die nagruim, naamlik die Tarantula of die Bobbejaan-spinnekopnevel, wat nie eers in ons Melkweg is nie, maar in 'n dwergsterrestelsel wat om die Melkweg wentel, naamlik die Groot Magellaanse Wolk. Dan kry mens refleksienevels, soos die naam aandui, gloei hulle nie soos emissieneevels nie, maar word hulle deur naby geleë sterre se lig verhelder en weerkaats. Bekende refleksienevels is die Pleiades en die M43 of Running Man nevel. Planetêre nevels ontstaan as reuse sterre ontplof en hulle buitenste laag die ruimte ingeskiet word. Hulle is gewoonlik rond en 'n mooi voorbeeld is die Helix-nevel. Dan laastens kry mens donker nevels. Jy kan dit insien as 'n donker wolk in die ruimte wat verhoed dat jy die sterre agter dit kan sien, net 'n gewone wolk saans ook keer dat jy die sterre kan sien. Hierdie nevels is vol stofdeeltjies en vertoon net as donker dele. Baie bekende voorbeeld van 'n donker nevel is die perdekopnevel in die Orion-konstellasie, asook die baie bekende kolesakkie links onder die suiderkruis. Saans in die weste is Saturnus besig om vinnig al nader in die son se gloed te verdwyn, soos dit agter die son ombeweeg van ons perspektief afgesien. Meer links is daar 'n komeet 2024 E1 Wissos, wat op die 7de Februarie sy naaste punt aan die aarde gaan bereik. Johan Leroux van Gansbaai, wat elke maand op sterre en planete nou vir ons die hoogtepunte kon vertel, het hierdie foto van die komeet deur sy teleskoop afgeneem. Dan moet julle ook onthou op die 17de is daar 'n gedeeltelike sonsverduistering. Hier in die Vrystaat begin dit 20 minute oor 2 die middag, die maksimum is so 10 minute oor 3 en net so voor 4 is alles verby. Onthou maar altyd om nie direk vir die son te kyk nie en gebruik die nodige beskermingstoerusting om die gedeeltelike sonsverduistering te volg. Dan kom ons by die Starlink-flitse. Mense sien nou snaakse ligte in die suide laag op die horison wat vir hulle lyk soos ligte wat in sirkels beweeg. Die snaakse ding wat ek opmerk is dat hulle dadelik sê dit is nie Starlink-satelliete nie, want hulle weet hoe dit lyk. En word dan sommer soms kwaad as jy nou sê, maar dit is die Starlinks. Ons moet onthou, die Starlink-satelliete is slegs vir 'n dag of 2 so mooi as 'n treintjie in die naghemel te sien, net na hulle gelanseer is. Daarna ontplooi hulle sonskerms en hulle beweeg al hoe verder van mekaar af,
maar nog steeds in 'n lyn soos hulle gelanseer is. Maar elke lansering is in 'n ander rigting. Daar is nou al oor die 6000 Starlink satelliete gelanseer en hulle is oral. Kyk na hierdie video wat ek geneem het. Dit is 'n 30 minute video wat ek verkort het na 30 sekondes en jy kan duidelik sien hoe hulle in verskillende rigtings beweeg en op sekere plekke in die naghemel helderder word en dan weer verdoof. Dit is omdat hulle sonpanele tydelik die sonlig aarde toe weerkaats, maar as die hoek verander, dan word hulle weer dof. Dit is gewoonlik heel nag te sien, veral in die somermaande, soos nou, en begin vroeg aand in 'n suidwestelike rigting en beweeg dan soos die nag vorder tot in die suidooste tot die son opkom. Dit is nie hommeltuie of aliens nie, maar net Elon Musk se Starlink satelliete wat vir die wêreld internetdiens verskaf. Behalwe vir Suid-Afrika, ons sit nog en wag dat die regering bykom, terwyl die satelliete al vervuil is hier bo ons. Nou ja, op daardie noot is dit aan die einde van hierdie episode. Ek hoop julle het dit geniet en hooplik iets geleer. Julle is welkom om kommentaar te los en voorstelle vir volgende episodes. Tot volgende maand dan, lekker opkyk almal.